Hallo my groot vriend Skalk, gaan dit goed? Ai, Potty, ja, die goed en jy. Ons het nou al kyk, wanneer gaan jy aanlyn? Dit sê ek vir jou, en die stuur toch net 'n boodskapie, maar gelukkig toe hoor ons jy is daar aanlyn. Hallo. Ja, nee. Wel, is karabol, ja, ons praat sommer saam vanaand. Ons sit hier so in die bed te koud. Ja, toe ek die boodskapie stuur, toe was ek nou regtig lus vir 'n pakkie Simba chips. Kan jy dit oor vertel? Toe hardloop ek eers gou huiswinkeltjie toe. Ek het so 'n feeling, jy kan 'n paar hare weer by vanaand. Okay. Ag, gaan net in om te stuur hoor. En ek wil juist, praat ek luister? Nee, ek wou nou sê, terwyl ons nou vir die drama mense, die dramageeste wag, volg jy nou nog steeds vir Louis Liebenberg, of is jy heeltemal van Louis se storie af? Nee, weet jy, ek glad nie, ek het baie lanklaas, miskien moet jy my weer 'n bietjie terugsit op daai groep, ek het lanklaas, want ek dink die hare gaan nou begin waai, sy tyd is mos nou baie naby om 'n bed te kry. Ja, hy's nou 24 beddens van die bed af. Dit gaan waarskynlik nog 'n jaar vat, want hy was laas jaar, hierdie tyd was hy iets in die 60 gewees. So ek dink nie dit sal hierdie jaar begin nie. Maar jy sien wat nou intussen tyd plaasgevind het, is die liquidateur is nou besig om left, right en center die JV partners te dagvaar. En Is dit nou nog steeds die ou wat die vrou se kop toe so mishandel het? Yes. Nou, Okay. van daai ouetjies het my nou genader en hulle goed vir my begin deurstuur. Jy moet sien wat so belaglike foute is daar gemaak. Ja, hy befokkel natuurlik seker weer. Daar's so 'n ouetjie wat 19 keer vir dieselfde bedrag geld, en dan is die bedrag geld nie eers na 'n rekening toe wat hy hou nie, waarvoor hulle hom dagvaar. Dan is daar 'n ander ouetjie van die bedrag wat na hom toe betaal is 1903. Nee, jy hoor my nou reg, in 1903 na hom toe betaal. Nou, ek meen, dis moet nie moontlik. Haal werklik dit uit? Nee, verstaan jy, dit is hoe foutiewelik hierdie goed is. Dan is Ja, daar maar hulle het in die eerste plek die verkeerde ou aangestel, klaar. Ja, dan is daar 'n ou wat vandag vir my 'n mandaat gegee het, by hom. Dit was hy wat belê het. Toe dagvaar hulle sy vriend, want by geleentheid gebeur het, sy rekening was om een of ander rede, kon hy nie sy rekening gebruik nie, of wat ook al. Toe maak Louis hulle een keer 'n betaling na sy vriend se rekening toe vir hom, op sy aanvraag. Maar die liquidateur verstaan nie wie's die JV partner nie. Nou dagvaar hulle die verkeerde man. Verstaan jy? My genade. Belaglikheid, Potty, die grootste belaglikheid. So, ja, okay, en dan Louis hulle se ding, kyk, hulle moet nou oorgeplaas word in hierdie jaar, ek dink dis in Oktober of September, word hulle oorgeplaas Hooggeregshof toe. Dan sal die verhoor dan nou seker daar begin, as Louis al gereed is om verhoor te staan. Ek dink hier gaan in elk geval 'n splitsing van verhore wees, dat hulle maar met Louis op 'n latere stadium sal aangaan, en maar eers met die ander spel. So. Hoor jy sien nog steeds net 5 mense op. Dis by kry. Hy sal nou 'n bietjie klim, soos wat die WhatsApps gelees word. Kom hatertjies, waar is julle? Jean Melvin, jy het seker al nou die boodskap gelees, kom. Genade, wat? Dankie. Maar wat dit ook al is, iets het weer gekraak hier by my. Jessie, Mariski, jy moet kom klim in môre aand, of sommer vanaand ook as jy wil. Dan vertel jy 'n bietjie vir ons van ou Cecilia hulle. Ja, daai was natuurlik haar groot saak, maar ek is doodseker. Ja. Nou goed ook wat intussen tyd en voor dit en na dit gebeur het, ja. Interessant, Mariska, wat gebeur in die week. Jy sal nou onthou van jy sal onthou van 'n ding wat jy van my geskryf het. Dit het gegaan oor die Conspiracy to Commit Murder saak in 2023. Daai berig onlangs internasionaal weer die mense weer gaan versprei en sê, kyk wat is geskryf van Skalk in 2023. Dat iemand eerlik vir my bel en sê, maar weet jy wie is hierdie Mariska? Ek sê natuurlik ek weet wie is Mariska. Weet jy wie is hierdie joernalis? Ja, as jy hierdie meisiekind hoor, dan begin sy te lag nog voor jy iets gesê het. Luister jy. Ek wou julle net bietjie kom terg het, né? Skalk. Nee, Jy man. weet mos ek is 'n kakjoernalis, jy weet mos, né? Ja, jy skryf oor dreinpype, ja.
Luister hier, moenie joke nie, ek was maandag by Vlakplaas, okay, het 'n lekker fly on the wall story gedoen, soos regtig full page, 'n feature, maar dis nie wat ek julle wil kon vertel nie. Potties, hoor jy my hartjie hierso? Ek gaan net luister as jy hierdie live nou share. Nee, wag eers. Ek is besig om skoon te maak hierso, hangtak, ek voel nou shit. Okay, gooi hom. Okay. Wat wil jy my vertel? Okay, ek wil julle net vertel en ek gaan nou brag. Ek is 'n kakjoernalis. Ek is die enigste joernalis wat al die kreërs op moordenaars ontmoet het. Kablamo. Okay? En weet julle wat? Toe wil ek my navorsing doen oor die Biker War. Ek's besig met Louis. Het ek 2 moordenaars oortuig om my te sien. Ek het vir Cecilia Stein gaan sien en vir Zak Valentine. How about you take that and smoke that? Dis nie bad vir 'n kakjoernalis nie. Ja. En jy's die enigste een wat actually tot by Louis gekom het. Jy was binne in die leeukuil gewees. Ja, binne nogal afgevlieg na hom toe. Ja, die ander ouens het van buite af geskryf. Johanna het van buite af geskryf en ander Jana maar jy was actually in die binnekring. Jy weet waarskynlik meer van Louis as enigiemand anders. So, ja. Ja, maar skop, weet jy wat gebeur baie met my, nê? Is ek voel ek doen soveel intens en high profile goeters, nê, dat my kop partykeer soos voel of ek information overload het. Jy weet veral verlede maand. Ek sweer, ek dink in iets soos 3 weke. Die een week was dit Louis, die volgende week was dit Cecilia, toe was dit Zak. En onthou as jy by die tronk gaan kuier, jy kan nie notaboekies en vat of wat nie. Ek bedoel jy vul mos in die papiertjie in 'n family friend. So dan met die family friend al die flippin stories onthou. Ja. Maar nee, ek sal love om so met julle te chat. Weet jy wat die ding is, nee, Skalk, jy het nou so praat van die ek skryf dit oor die waterpype. Ek het al die mees interessantste stories gedoen, nee, Potty, ek het onsself die Springs Monster ontmoet. So, dit is, en weet jy wat die ander ding waarna ek ook gedink het is, jy weet, Jean het gesê, hy het so baie goeders vir my gesê, en ek het in my laaste video gesê, ek is nou klaar om vir hom te reply. Maar, weet jy wat, nee, ek dink, jy weet, baie mense voel jaloers, dat once in a lifetime you get someone that is just naturally good at what they do. Verstaan, jy weet, hulle sê, ek is nie opgelou wat ook al nie. Toe ek by Caxton begin het 14 jaar terug, okay? Ek het in-house training van all sorts, verstaan julle? Soos, toe ek begin het by die koerante destyds, toe was daar nog nie eens websites nie. Ek was deel van die span wat toe hulle begin 'n website create. Ek was deel van die spanne wat oorgegaan het digital toe. Selfs by die koerant waar ek nou werk, jy weet, op 'n stadium het hulle al sê, okay, nou fokus julle meer op webstories, breaking news, as wat jy 'n lang en diepte ding skryf. So, ek dink nie mense moet gevoel word deur sy groot woordjies wat hy so de mekaar saam koek nie, want as jy nou die sinne gaan neersit, dan maak dit nie baie sin nie, julle hoor wat ek sê. Maar, ek dink, en ek wil nie my eie beel blaas nie, maar ek kry pretty amazing goedjies reg op 'n random Dinsdag. Verstaan julle wat ek sê? Ja, nee, maar Mariska, onthou, ons praat van 'n nobody from nothing wil, wat iets probeer wees op social media, versus 'n regte joernalis wat al boeke gepubliseer het, wat al vir die groot publikasies van die land geskryf het, wat al vir die groot koerante gewerk het. Daar is mos nou nie 'n vergelyk nie, en jy ken vir my, ek is partykeer baie ongeskik met mense, so as ek gedink het, jy wat Mariska is nie goed in wat jy doen nie, jy sou het lankal geweet het, ek sou jou lankal gaan vloor het. Maar daar is nie 'n vergelyk tussen jou en Johan nie, so hoekom het Johan hierdie moerse obsessie met jou? Waar kom dit vandaan, weet ons? En dis wat ek ook probeer uitvind, jy weet, en dis wat ek probeer sê is, jy weet, dit raak nou half obsessie, of ek weet nie of dit jaloesie is nie, jy weet, in my kop voel ek net, nee, kom ons sê, ek kyk nou op my ys, dom voorbeeld, en ek dink die deelnemers irriteer my, dan gaan ek nie op my ys kyk nie, ek gaan dit blok, ek gaan dit skiep, ek gaan eerder 7de laan kyk, so dit is my eerste ding is, en jy weet, op 'n stadium, jy weet, daar was my gesê, jy tot, ek wou nie in hierdie live klim nie, want ek het tot 7 uur vanaand gehad, om aan hom te bewys dat daar nie 'n biker war is nie.
Jy weet, en ek het soveel goeders. My Verstaan? fok. Ja, dit is nou waar Moet jy nou aan hom, wat 'n nobody from nothing wil is, moet jy nou, hom en sy vriendin, hom en sy beste vriendin. Maar ek het nou maar my videoetjie uitgesit en ek bly daarby, maar weet jy wat Skalk, mense besef nie net dat journalistiek en stories is baie meer as net jy bel iemand en bam, daar het jy 'n storie. Jy weet, vandag toe het ek daar in Pretoria toe march hulle die post office workers, né? So, jy weet, ek kom daar aan, daar is meer as 1000 marchers, hulle loop, op 'n stadium, julle kan my video's gaan kyk, loop ek in die middel van die crowd. En die ding is, weet jy wat, daai vat jare se experience. Dit vat jare se experience om te leer wat vir wat se mense saak maak. Ietsie doms is, toe ek in die straat loop, ons loop letterlik in die straat, die traffic kom tot 'n stilstand, daar is police nyalas wat saam met die marchers stap. Toe vra ek myself die vraag af, dit is so maklik om te sê, Mariska is 'n kakjoernalis. Toe dink ek wil een van hulle op 'n random dag vra, hoorie, weet jy waarvoor staan Kusatu? Weet jy waarvoor staan Nomsa? Weet jy wie om te kontak as jy by Vlakplaas was, né? En jy sien hulle steel koperkabels. Weet jy wat se departement jy kontak? Weet jy waar jy begin? You know what I mean? Dis so vinnig om te sê, sy kan nie skryf nie, of sy weet nie als van 'n TikTok storie nie. Maar Skalk, jy weet, dis baie meer as dit. Jy weet, dit is, ek moet weet presies wie om waar te kontak vir wat se soorte storie. En mens leer nie die goeters oornag nie. Ja, Dit is maar is iets anders. Is ietsie anders. Hulle vergeet dat jy is 'n regte joernalis. Ek weet nie presies waar hulle geregistreer is en hoe mense nou 'n distinction kan maak. Hierdie persoon is nou 'n professionele joernalis versus 'n ou wat sommer net sit en goedjies ek het 'n regte preskaart. Jy het 'n preskaart. So met ander woorde, jy val onder die jurisdiksie van die ombudsman vir die joernalis, maar ek weet nou nie presies wat mense hom noem nie. Met ander woorde, as jy iets sou skryf wat jy nie later kan staaf nie, kan jy in baie serieus probleme kom en die publikasie vir wie jy skryf, die koerant vir wie jy geskryf het, kan selfs nog groter probleme op die hals haal. So nou, okay. En ek daag almal uit, gaan soek of Mariska al ooit oor die kolle gehaal is deur die ombudsman. Ek kan nie onthou nie, ek weet nie van 'n saak waar jy al deur die ombudsman oor die kolle gehaal is. So met ander woorde, dit wat jy skryf, wat baie keer moerse kontroversieel is, dit kan gestaaf word, want anders sou iemand jou lank al hof toe gesleep het, daar sou lank al 'n ombudsman arbitrasie teen jou gegaan het. Wat it didn't happen. Ek het al 2 gewen, Skalk. Ek het al 2 gewen. En weet jy, die ander ding, jy het net nou ietsie gesê van 'n prokureursbrief, of een van julle het sê 'n prokureursbrief, maak julle nie bang nie. Weet jy wat sal ek nooit vergeet nie? Kom ons sê so 10 jaar terug, né? Maar ek dink dit was nog die Kreers op nuus of die Roodepoort rekord. Jy sal hierdie naam ook ken. Skryf ek eendag oor 'n charity wat hulle sê mense scam, né? En ek doen my huiswerk, ek skryf die storie. En die volgende, kos oor 'n paar dae te land daar 'n briefie van die ene Klinkenberg. Onthou jy Klinkenberg? Ek ken hy vir my baie goed, ja. Ja. Jy weet wat nou die tipiese brief van, jy stop, wara. Long story short, op 'n stadium toe was Klinkenberg mos geassassinate of wat ook al, onthou jy dit? En op die einde van die dag toe kom het uit dat ek reg was en die charity was besig om die mense te scam. So, ek dink 'n wanpersepsie wat mense baie keer het, né, is dat jy dink, kom ons sê jy stuur nou vir 'n joernalis 'n prokureursbrief. Die joernalis is nie noodwendig verkeerd nie. Die mense moet onthou dat mense gebruik prokureursbriewe om mense te probeer stil maak, die waarheid te stop en Intimidasie. Verstaan? So, en dis die ander ding, Skalk, I've been around even on a merry-go-round, okay? Ek het al, wie weet by huisgenoot, baie mense like om my te spot en. Ek dink as ek nie gefire was oor Leroen nie, het ek seker nog steeds daar gewerk. Maar Skalk, ek het daar gewerk, dan kry ek 'n exclusive in Mauritius. Toe was ek nog nie eers toe is my probation nog nie eers klaar nie. Hulle kon my nie stuur nie want ek was nog nie vas aangestel nie. Ek het by 'n huisgenoot gewerk, dan vind ek 'n man wat in 'n township bly in KwaZulu-Natal wat nie 'n selfoon het nie. So, jy weet, journalistiek is baie meer as net
jy kan ietsiekie skryf. En laasweek toe dreig John, hy gaan nou sy eie artikel oor my skryf, en toe sê hy, ja, die mense met die lelikste foto van my kry vir die storie. Maar kom ons kan ons om net gou journalistiek 101 leer. As jy vir iemand skryf, moet jy hulle vra vir comment, anders kan ons jou aankla by die ombudsman as jy 'n regte joernalis is, of jy kan gesuur word. En wat ek nie besef nie, as hy nou die lelikste foto van jou gaan opsit en hy gaan die lelikste goed van jou skryf, het hy dadelik nie meer integriteit as 'n joernalis nie. Hy is nie joernalis nie, maar sou een gewees het. En sy geloofwaardigheid is net so moer toe. Want jy is veronderstel om dan juis vir die publiek daar buite die oordeel te laat. Jy bring mos juis net die storie en die mense daar buite maak hulle mening daarop. Jy kan nie gaan lelike foto's van mense plaas nie. En dis waar die haatgroep so geval het met my en Leonie so goed. Waar mense het vir my begin kontak en gesê, ons sit op 'n haatgroep van jou, maar ons het agtergekom, hierdie mense is net daar om vals informasie van julle te versprei. En hulle sou so effektief gewees het, as hulle bloot net feite neergesit het, dit vir mense gelos het om self 'n oordeel daar te maak. Maar dis wat Johan sê nie, hulle probeer swart smeer, en dis nie journalistiek nie, dis nie eers, ek wil amper sê behoorlike bewusmaking van mense nie, want as jy swart smeer, dan is daar baie mense, die publiek is nie dom nie, baie mense wat sê, ag nee, ons het hierdie al baie keer gehoor, ons stap weg, dis duidelik wat hier nie gebeur is. Ek het nog nooit in my lewe, nee, selfs 'n persoon oor wie ek 'n storie geskryf het, selfs net sy iemand wat ek nie eers, kom ons sê, ek skryf 'n storie en ek hou nie van die moordenaar of wat, ek nog nooit iemand aangeval op hulle voorkoms nie. Dis nie hoe dit werk nie, verstaan jy? Ek het nog nooit, en dit is ook 'n ander ding wat vir my verskriklik interessant is Skalk, en ek wens die mense kan net 'n bietjie deur dit sien. Ek vra 'n vraag oor 'n storie, of ek vra, hoorie, ek het die gehoor, of dan kom hulle, en dan val hulle my aan, so hulle kan my nie antwoorde gee nie. Hulle antwoorde is, ek het 'n slegte vel, ek hoor nou, ek wat sponsors het van Fight to Buy Perfumes, ek hoor nou ek stink, you know? En so dit is ook vir my verskriklik interessant, want weet waar nie wêreld, Skalk, nee. Weet jy waar dink ek baie keer, nee, as ek so luister na hierdie TikTokkers wat so uitfok op my elke keer. Weet julle hoeveel keer het ek al 'n storie geskryf waar die ANC nie goed lyk nie, of die DA lyk nie goed nie, of ek gaan nou sommer iets neem, kom ons sê die polisie het kak aangejaag. Nog nooit in my lewe het daar mense gekom en my gedreig, of my kom sleg sê, of verstaan jy wat ek sê, so, dit is net my baie vreemd hoe hulle dink, jy weet op die platform dit is okay, maar die regte lewe sien mens nie hierdie goed nie. Verstaan jy, het jy dit al gesien, jy deel ook met die regte lewe? Daai artikel wat jy van my geskryf het, van my en Leonie, dis in 2023, ek het letterlik daarvan vergeet. Ek hoor, jy dit nou sê, dit ek ook fok, wat het ek geskryf nou weer? Dit vir die Citizen, ek dink, dit was vir die Citizen wat jy in Engels geskryf het. Skryf altyd in Engels. Ja, want jy sien, die ding het nou selfs internasionaal gaan draai, dat mense my bel en sê, maar hoorie, dis wat ek vir jou sê, maar weet jy wie is hierdie journalist? Sê ek, ja, ek ken nou baie goed. Maar verstaan jy, ek kon seker nou daai tyd in jou moerse uitgevaar het, en maar ek het nie, want as jy die artikel gaan lees, jy begin deur te sê waarvan die klagtes is, jy gaan sê daar so wat beweer word teen ons, en dan stel jy ons kant, en ek kan nie eens onthou dat ek ooit 'n onderhoud met jou gevoer het, met ander woorde, jy het uit dit wat jy in elk geval kon wys word, het jy in elk geval ons kant ook gestel en gesê, maar hoorie, hier is nou die een kant, hier is nou die ander kant, julle van die publiek is nou maar self sien wat hier aangaan. Maar ek stem saam met jou. Hier's die interessante ding. Die oomblik as jy 'n joernalis begin aanval, en ek dink Louis het die grootste fout van sy lewe gemaak om rapport sy groot vyand te maak. Hulle skryf jou dood. En dis wat hierdie ouens wat nou so teen jou gaan, hulle besef dit nie. Jy het die vermoë om hierdie mense dood te skryf. Laat net as mense oor 20 jaar van nou of 10 jaar van nou gaan sit in Google, dan kry hulle net die negatiewe wat Mariska as geskryf het. En hulle besef nie hoeveel skade jy vir hulle kan maak nie. Ja, maar weet jy wat's ander ding, Skalk? Weet jy waar, ek sê altyd vir mense, ek sê soos die ander joernaliste nie, en weet jy, wat bedoel ek daarmee, nee? Toe daar 'n storie oor my in die rapport geskryf was, nee, het hulle my nie gevra vir comment nie. En die storie is net geprint, en toe gaan ek ombudsman toe en sê, julle,
dis nie fair nie, want ek ken die reëls, jy moet vra vir comment en. Ja. En ek kon bewys het dat, hulle my glad nie gekontak het nie. Toe, wat hulle moes doen het, hulle moes 'n apology skryf, en toe moes hulle my presies dieselfde spasie gegee het om my kant te vertel. You know? Maar dit is nie net, weet jy wat, net dis hoekom ek dink, ek het reg gekry om hierdie exclusive interviews te kry van mense wat gewoonlik kom ons sê, die underdoggers, nee, want ek het toe ek deur al daai goeters gaan, nee, het ek beleef wat mense sê wanneer hulle sê hulle haat die media. You know, ek het rarig soos daai gevoel gehad. So een van my missions in die lewe is ek maak nie mense ooit so voel nie. En jy weet, en dit is partykeer, weet jy wat, nee, partykeer is dit moeilik. Partykeer moet ek mense moeilike vrae vra. Jy weet, en vra wat jy hulle nie wil vra nie, of jy weet, maar it is fair. So dit is baie maklik om, jy weet, te sê, ag, jy weet, hierdie joernalis. Skulk, ek het in hierdie laaste week, nee, byvoorbeeld, ek gaan net 'n dom voorbeeld gee. Nou, ek is nou 'n joernalis wat niks weet nie. Ek het 'n feature 'n vlakplaas geskryf. Ek het 'n storie oor Oranje geskryf, nee, nou is almal weer te moed vir Piet Kroukamp. En toe skryf ek 'n storie oor die McClungla Commission. Dis die ander ding. So as Joan soveel kennis het, ingelig is, nee, dan sal ek like om by hom 'n summary te kry van wat het, kom ons sê, die laaste maand by die McClungla Commission gebeur. Ja. Never mind, ek sal hom vergewe as hy nie die name ken nie. Maar kom teken gou vir ons ietsie wat hier aangaan. Want verstaan jy, dit is wat my kwaad maak. Maar ek kan nou vir jou sê, hy weet nie eers dat daar op hierdie stadium 'n kommissie van ondersoek na die polisie is nie. Ek kan nou vir jou sê. Maar Dink jy weet dat die polisieminister op suspension is en dat hy nou acting is? Nee. Maar verstaan jy, ek is nou, en dit is wat my so upset is weet jy wat, nee? As julle nie van my hou nie, blok my. As julle nie saamstem nie, skiep. Maar om die hele tyd met my jy weet, te gara, en Skuld, jy het net nou gevra oor wanneer kan iemand, wanneer gaan nou 'n man wees wat hier kan opstaan? Ek vra myself daai vraag al vir 2 jaar. Ja, dit gebeur net. Ek het al gesit en dink aan sake, nee, dan sit en dink, ek sal maklik 'n saak kan knoop maak en wen, want ek sit in my werk, dan hou hulle lives, waar hulle my probeer defame, waar hulle my afbreek, alles, jy weet al die mooi woordjies. En dan sit en dink ek myself, Skop, gaan ek my tyd en energie vat, nee, om iemand te gaan aanvat, en dan gaan die saak wen, want ek weet ek sal wen. Of, gaan ek daai energie vat en invest in ietsie wat ek nog 'n dokumentêr op Showmax kan skryf. Nee, maar dis presies reg. Nog 'n boek skryf, verstaan jy? So, dit is eintlik hoekom ek hom los. En ek voel ook net soos die ander ding is ek voel partykeer hulle wil hê ek moet oor hulle skryf. Nee, soos hulle sal tot die ekstreem gaan, maar ek gaan nie Skuld. Dit gaan daaroor. Ja, jy moet onthou hierdie TikTokkers leef op negatiewe kommentaar en negatiewe artikels hoor. Dis hulle lewe. Negatiewe aandag. Dankie Corrie. Jy sê presies reg. Jy som dit eintlik reg op. Hierdie mense wil hê jy moet oor hulle skryf. En jy moet sleg skryf oor hulle. Ja. So want dit laat mense hulle name opsoek en daar kry hulle viewers. Ja. Weet jy wat, nee, ons gaan terugbels na Louis toe. Julle, en sorry ons chat nou so lekker, maar hoor my hart. Voor jy na Louis toe gaan, Mariska, ek wil jou net gou vra, het jy al in Gert van Rooyen se goed gekrap? Ek het nou die dag aan ghost hunting doen by Gert van Rooyen se huis. Al vir die maar daar's niks daar nie. Wat het jy daar gaan soek as ek mag vra? Moeilikheid. ek dink ook so, want 'n kind gaan jy nie kry nie, want daar was nooit een van daai kinders in sy huis gewees nie. Jo, kyk, daar's sulke oudjies wat die paranormal masjienkies het en toestelle. Ja, so dit was property gaan speel, maar ja, daai storie, weet jy wat, daai het gebeur nog voordat ek gebore is, Potty. Nee, maar Mariska, jy moet met my praat, jy kan 'n lekker artikel, of ons kan 'n lekker live hou oor dit. Het jy geweet, Gert van Rooyen was nooit 'n verdagte nie.
in enige kind se ontvoering nie. Hy was nooit, en dit gaan ek vir jou bewys uit beëdigde verklaringe van die polisiemanne Jy in die dit sê, dossier. die dag ek moet hierdie goed gaan double check. Ek dink Hoor jy, nee, ek sal dit vir jou stuur. Renée, jy vra nou Ek hoekom. gaan self die polisie vra. Gert van Rooyen hulle het 'n dag na hulle doodgeskiet is op hy brug. Ja. Toe gaan slaan die polisie sy huis. Of gaan doen hulle sy huis. Toe het hulle kamma prefek balkie gekry en goed. Toe kom die meisiekind se broer toe sê sy dis nie haar balkie nie. In 'n brief en al sulke goed wat gepland was, maar vergeet nou van dit die tegniese goed. Rudy van Ols skryf in sy beëdigde verklaring en toe ons sy huis deursoek, toe raak Gert van Rooyen 'n verdagte of toe kom hy op die toneel as moontlik betrokke. Toe was daar al vir 'n jaar wat kinders weggeraak het, wat hulle gesiggies op melkbotteltjies en goed was en gesoek was. Hy was nooit ooit iewers gesien of gekonnekt met enige van die kinders nie. Ek kan dit vir jou bewys uit beëdigde verklaringe uit. Dis Ons so 'n bietjie sit. Iemand vra hierso, Chosen vra, dis nou 'n baie interessante vraag. Het jy al Gerard Papenfoes investigate? Is dit Gerard Papenfoes van JASA? Sê net vir ons, want dis 'n interessante vraag, en dan gaan ek vra, hoekom dink jy moet ondersoek word? Ek ken van Gerard persoonlik. Inteendeel, Dis wanneer ek bang raak, dis wanneer ons die mense persoonlik ken, Skalk. Ek het Gerard seker so 2 jaar het ek vir die JASA freelance gewerk. Ek was 'n rasadviseur vir hulle gewees. So dit ek beklei nie met jou nie. Dit sal interessant wees om te weet hoekom jy sê ons moet vir Gerard ondersoek. Hoor jy, nou dat jy sê van persoonlik ken, ek wil ook net hê, die mense moet weet, net omdat jy my sien so met iemand koffie drink of 'n Nando's eet, Is ons nie chommy sê, ja. verstaan jy, onthou my eerstens, nee, ek is 'n info gatherer, ek kan dit nie help nie, en as die mense wat my ken, nee, sal weet, ek is nie bang om ek wil amper al sê, my broodjie aan al die kante te smeer en oral info te probeer kry nie. So, partykeer byt dit my in die gat, partykeer nie, partykeer gee dit my awesome info, maar jy weet, ek dink ook net hierdie narratiewe wat geskep word. 'n Dom voorbeeld, Skalk, jy weet wie, dis eintlik professor Piet Kroukamp is. Jy weet wie hy is? Ek ken Piet ook persoonlik, ja. Ja, hoor, nou kyk ek op Facebook na ons Oranje storie, nou haal die mense, en hulle haal hom altyd uit. Weet jy wat, nee? My persoonlike opinie oor hierdie man, nee, is dat hy so slim is. In fact, ek het net vir hom gesê, toe sê ek vir hom, ek jammer die mense hap jy nou kak, sê ek vir hom, maar Piet, as ek oorlog toe moet gaan, vat ek jou saam. You know? Maar, weet jy waar net ek al ooit gedink? Ek en Piet werk so goed saam oor die foon, want ek kontak hom baie vir stories, hy gee my baie kommentaar, ek het hom nog nooit in my lewe ontmoet nie. So, is hy my beste chommy? Nee, hy's net 'n baie goeie kontak, of 'n baie goeie informant. So, jy weet, die mense moet ophou hierdie narratiewe skep, en, jy weet nou, net omdat jy my so met iemand sien, dink jy, dit is nou my, jy weet, my beste maatjie, of Ja. Dit is, Net interessant van Piet Kroukamp, jy weet dat hy in 3-2 bataljon was. Ek weet nie of jy weet nie, maar vra my 'n bietjie daarna, dit is baie interessant. Kyk, Piet was aanvanklik, hy was meer regs in sy politiek gewees, en hy was in 3-2 bataljon gewees. Ja. En een of ander stadium het hy links geswaai. Kyk, hy is heeltemal aan die ander kant van die politiek van my af. Maar hy is so baie interessante mening. Ja, ek sien ek wil sommer hier vir die mense vra wat so, laat hulle tap en share asseblief man. En as daar enige iemand is wat 'n rosie of 'n gif kan stuur, asseblief, julle sal my baie help, ek het dit dringend nodig. Ek sien Kan Chosen sê, dis nou oor Gerard Papenfoes. Nou hoop ons net, ek hoop net ons praat van dieselfde Gerard. Sy sê, want hy het mos 'n kop in sy ma se manhole se erf gegooi. Ek weet glad nie van dit. Wat? 'n Kop? Hy het mos 'n kop, ek neem aan polisieman, in sy ma se manhole in hulle erf gegooi. Weet jy van so 'n storie? Nee. Maar ek moet ook vir sê, weet jy hoe baie keer, nee? Onthou, ek skryf nou al 14 jaar. En onthou, soos ek skryf op 'n normale dag 2 of 3 stories. Weet jy hoe baie, jy nou ook vir my gesê, ek het oor jou geskryf, toe jy dit sê, toe flash
die Pretoria Noordhofse voor my. Ek sien nou ek sien ewen die burglar of die fence, né? Maar weet jy hoe baie gebeur het wat ek vergeet van stories? Of nie vergeet nie. Jy weet mense som my kontak na die tyd en sê jare later, Mariska, dankie vir die of onthou jy weet jy het hieroor geskryf. En dan moet ek mooi gaan dink. So ek onthou nie daai storie nie. Partykeer moet ek oplees, partykeer is dit 'n bietjie blond, verskoon my ook. Ja. Nou maar dis 'n ander ding, jy weet wat ek vir gesê het, Skalk. Is dit wat mense nie besef nie. Hulle sit hier en beklou kak oor TikTok. My kop is by wie gaan volgende gefire word by die City of Tshwane want jy weet die McClelland Commission is besig om handtyd te ruk en jy weet soos wat ek byvoorbeeld skryf het jy geweet in Joburg was daar 2 assassinations oor die naweek, né? Ja, interessant. Maar dit is so, dis Ethiopians. Nou sit en wonder ek, jy weet, wat die volk gaan daar aan? Maar verstaan jy het sulke mense op hierdie app wat nou dink, my hele lewekie draai oor 'n videoetjie wat hulle van my maak, of hulle call my uit. Ja. Jy weet, hulle spot met my video's, en here I am, sitting, jy weet, thinking about 10,000 ander flippin goeders, verstaan? Ja. Soos ons het net oor Louis, en ek wil julle nog steeds oor Louis vertel, ek het nou nog nie eens vir Louis gehelp, wat hy my gevra het nie. En dit is nie dat ek nie wou nie, is dat, sure, daar is 'n interessante vraag wat hy my gevra het, en ek gaan klein bietjie moet gaan krap om vir hom uit te vind. Maar, you know, dit is, jy weet, hulle besef nie eintlik. Maar dis presies wat ek en Leonie beleef met daai hartgroepie van ons. So hulle hardloop nou al vir sekere dekade. Hardloop hulle dekade. Dis 'n dekade, dis plus minus 'n dekade. Wat hulle hardloop met hierdie wonderlike stories wat hulle van ons uitdink. Ek gaan nie eers meer daar nie. Potty was op 'n stadium ook hot topic daar gewees. Jy was op 'n stadium hot topic daar gewees. Dan gaan lees ons die goed daar, dan sit soos in, maar waar kom die mense aan die goed wat hulle oor ons uitdink? Want ons is nie eers meer naaste by daai goed is nie eers meer relevant in ons lewens nie. Dit het niks meer met enigiets te doen nie. Ons is met klomp ander goed te maak. Maar hierdie mense, dis dieselfde wat jy ervaar. Hulle glo actually dit wat hulle nou mee besig is, dit is nou wat eintlik in jou lewe aan die gebeur is. Maar dan is dit glad nie die geval nie. Hoor jy ook Potty? Vra 'n bietjie dat die mense vir jou kies gooi. Jy het dit nou klaar gedoen. Hoor jy waaroor dit gaan? Ja, nou, dankie Ella. Ek weet nie wat dit was nie, maar hier het 'n gans hier by my verbygevlieg. Ek glo dis 'n mooi gift. Baie dankie, nooi waardeer opreg, hoor. Annelies, ek het dit eers gesien. Ekskuus tog Annelies Kraus, asseblief stuur vir my DM hier. My DM. Yes. Ja, nee, yes Mariska, nee, ek en jy moet definitief gee vir Skalk of jy het seker sy nommer aan WhatsApp jy my. Ek en jy kan lekker gesels oor hierdie Louis Lieben. Ag, oor ou Gert van Rooyen. Genade. Jy het Louis Liebenberg op die brein. Okay, maar wat ek julle wou vertel het van Louis, hoor gou. So weet jy wat het Louis gedoen, hè? En ek het hierdie storie al so bekyk. Eintlik dalk moet ek 'n boek skryf nou dat ek daaraan dink, maar kom ons sê so 7 jaar terug. Toe hy nog in sy Facebook fase gegaan het, né? Toe hy nog 'n live gehou het in die shower en al daai kak, né? Bless his soul. Dan het hy byvoorbeeld post op Facebook gemaak, maar crazy goed. En dan tag hy my en hy het seker 'n joernalis in die beeld altyd getag en. En jy weet ons het net gepraat van jy weet hoe mense operate en dit is waar ek agtergekom het. Louis se een ding of sy een kuns Skalk was he climbed the ladder, nee, deur om te associate. Soos byvoorbeeld as hy sy mal boodskappe skryf op Facebook en hy tag my na ander joernalis, nee, dan hoop hy dat mense wat ons volg tel. Verstaan jy wat ek sê, tel sy post op. Later het hy geklim met die idee. Then he started associating with Zuma. Then he started to say, verstaan jy wat ek sê? So, ja, dit is een ding waar ek baie mindful is dat mense, en ek dink dis hoekom hulle met my probeer beklei op, kom ons sê TikTok of so aan, want hulle voel, dat ieder my naam kry aandag, en mense gaan dit lees, of, ek weet nie of hulle dink hulle gaan my kan wen in 'n ronde nie, maar hulle try. Ja. Maar jy sê is presies reg oor Louis, dit was daai fine by association. So hy sal aan hierdie groot ou, ek meen die Zuma ding, gee vir Louis die eer wat hom toekom. Dit was flipping genius om homself te gaan verbind aan Zuma. Want ewe skielik, toe sy in die middel van die landspolitiek en almal skryf vir hom en almal het iets te sê, nee, hy was 'n meester.
kyk, as Louis nie so mal was en so skelm was as wat hy was nie, kon Louis waarskynlik 'n baie groot speler in hierdie land geraak het. Let's be honest about that too. Stompie, gaan sy live vir my alweer of Ag, Stompie, weet jy, ja, jy het gesê hy gaan live. Hy moet maar seker kyk wat ek het nou gesê. Ek weet wat aan Johan se kant toe op pad is. Ek weet. So, Johan se tyd buite die tronk gaan eersdaags nie gaan eersdaags uitloop, so. Johan is nie online nie. nee, ek wil net weet of Stompie moet ons net sê ja of nee. Nee, maar Johan sit hier en luister in elk geval. So ja, sê maar maar as hy sommer weet vir hy my. is live, het hy dalk dit oorgegooi. Dit sal net nice wees om te weet. Maar is dit hulle kan 4 ure lank oor my praat. Ek vat 'n 2 minute video en my boodskapie is oor. Ja. Verstaan? Nee, dit is so. En hier's die ander ding. Onthou, jy sit met hierdie haters en in jou geval, jy het ook nou al 'n haatgroepie van jou eie bygekry, Mariska. So jy sit met hierdie haters wat hierdie narratief op social media van jou bou. Maar dan sê ek altyd vir hulle, onthou daar's mense wat vir my en vir jou en vir Potty in die regte lewe ken. Ek is nou baie rustiger, ek reis nie meer so baie rond nie. Dankie Ella. Op 'n stadium het ek letterlik, en ek oordryf nie as ek dit sê nie, letterlik honderde mense per week het ek ontmoet, was ek by funksies, het ek mense gesien, so gaan daai mense nou regtig op die haatgroepie gaan sit en glo, Skalk is nou 'n armgat, dom, vet persoon wat nie regsgraad het nie, wat 'n scammer is. Hulle gaan mos nie, want hulle ken my vir jare, want hulle het my in die regte lewe fisies ontmoet en 'n pad saam met my gestap. Verstaan jy? Selfs met jou. As Johan en Derek Gemmerkat, jou nou probeer trash, jy's nou hierdie kakjoernalis. Maar jy sit met 'n journalistieke loopbaan wat al seker 20 jaar, ek weet nie hoe oud jy is nie, 20 jaar aankom. Mense Amper jou going dan die. mense Dankie, het Mariska. wat saam met jou gestap. Verstaan jy? So Ja, maar weet jy wat die ander ding ook, nee, Skalk, hulle het nou die dag gesê, ja, ek sê gekwalifiseerde joernalis nie. Ek sien dit aan die kant om, nee, partykeer wonder ek en worry ek en dink ek, wat gebeur met al hierdie studente wat journalistiek swat, waar eindig hulle op? En dan tweedens, dit lê nie in elke ou se broek om te doen wat ons doen nie. Jy weet, dit is maklik om te sê, jy het 'n videoetjie geneem of jy kan 'n storie interessant vertel. Maar ek wil net weer teruggaan na vandag se march toe. Ek was die enigste wit joernalis daar en dit is gewoonlik so, né? En om die ervaring te hê om net op te daag, ek is so goed om op 'n pavement te park. En ek is so vinnig in daai crowd in, né? Jy dink nog jy het my gesien en ek al 2 mense geïnterview en dan sit ek voor en neem ek foto's. You know, en so dis een ding om te sê, wo, jy het nie journalistiek geswat nie. Ek het alles in-house geleer. In-huis. So ek is volgens elke editor vir wie ek gewerk het, se hand groot gemaak, né? So kyk toe, jy kan in 'n universiteit sit of waar ook al sit en nou loop jy teorie. Wat ek al in die veld geleer het en bereik het, né? Ag Skalk, kom ek entertain julle met hierdie storie, né? Ons mag nie eintlik meer daai ek dink nie ons mag die ou se naam mee sê nie, maar die Griquastad moorde, onthou julle dit? ja. Nee? Toe die een dag sê my editor vir my van huisgenoot, sy sê Mariska, jy gaan Griquastad toe en jy gaan soek daai oom en jy kyk of jy met hom kan praat. Sy sê ry tot by die plaashek en kyk of daar 'n veertjie daar in die hek vassteek, né? Nee, hier ry ek, né? Want nou, ek was nie 'n joernalis toe daar in moorde gebeur nie. Ek dink dit is 'n paar jaar voor my tyd of whatever, né? Ek ry deur na 'n dorp toe wat ek nog nooit in my lewe in was nie. Okay? Ek is al so goed om plekke te vind. Ons het by daai plaashek uitgekom, né? Ja. En toe vind ek wraggies 'n blerrie veer. Ek het die veer nog so in my hare ingedruk, né? Zoek, daar is ons in by daai plaas. Ons het eksklusiewe foto's. Dit was die eerste keer in, kom ons sê, jare wat daar foto's van daai plaas geneem was, you know? En dit is die soorte ding wat jy nie kan leer in 'n universiteit of in 'n teksboek nie. Jy kan nie in hulle kan jou leer, kom ons sê met journalistiek sal hulle jou taal leer, hulle gaan jou intros leer, hulle gaan jou verskillende style leer, verskillende mediums, die wet om, kom ons sê, kommunikasie,
maar niemand leer jou hoe om in 'n crowd in te gaan en met 'n vreemdeling te praat. Niemand leer jou om die guts te hê om by Vlakplaas in te stap en te gaan kyk hoorie wat gaan nie aan nie. Hulle gaan Weet nie ek het al Vlakplaas nie. Hulle gaan nie eers weet nie, want dit gaan nie in hulle kurrikulum wees nie. Hulle gaan nie weer af aan nie. So, Hoor jy, ja. ek moes vandag, en weet jy wat is nog meer impressive, nee, ek het nie net 'n beautiful story geskryf daaroor nie, maar net dit te sit en toe ek my expenses doen. Toe Google ek, waar is Vlakplaas? Jy kan dit nie eens op die map skry nie, ek was daar. Ek weet dit. Verstaan jy wat ek sê? So, dit is, ek dink mense, dit is eintlik 'n very unforgiving job. Jy weet, dit is 'n, jy weet, die grappie sê is altyd, as jy wil ryk word, moet jy nie 'n joernalis word nie. So it's something that you really do for the love of it. En ek dink net, jy weet, dit is rarig hartseer dat mense sit, en ja, julle weet wat hier aangaan. Ek hoef myself nie eens te verduidelik nie. Nee, ek weet presies wat jy sê. En ek praat altyd van Eyeball One. Ek is self 'n ou. Destyds met Senekal 2. Leonie was fisies saam met my gewees. Ek het later met haar geraas en gesê, bly net daar agter by jou vrouens, dan sê sy nee, sy gaan saam. Ek het gaan Eyeball One wat fisies daar aangaan. Ek het tot letterlik by die agterhoede van die EFF het gegaan. Ek het foto's geneem, video's geneem. Ek was ook daar gewees. Nee, ek Maar weet. sien jy, Skok, mense kan nie die goeie wat ek experience het. Jy kan dit nie wegvat nie. Ek was daar toe hulle 'n polisie van omgooi Ja. en die hoofdraai in die brand steek. Dit was Ja. die boere, by the way. Dit was weer by Ek was Senekal aan daai 2. kant. Dit was die boere gewees, ja. Ek noem dit maar as 'n voorbeeld, né? So Ja. dis dinge. Nou kry jy hierdie papiertier tipe van 'n joernalis. Ek praat nou nie eers meer van Johan. Johan is nie 'n joernalis nie. Hy's 'n kakprater op sy social media platform. Maar nou kry jy hierdie papiertiere. So hy sal nou gaan en hierdie moerse write-up gaan doen van goed wat hy tweedehands byvoorbeeld van iemand anders gaan lees het, of gegoogel het, of ge-AI het, of miskien maar net iemand gebel het en gesê het, hoorie maar, ek verneem jy was daar, wat het gebeur? Ek hou van die Eyeball One, en dit is hoekom ek van jou styl van journalistiek hou. Jy's fisies daar, jy's op grondvlak. Jy gaan klim in die mynskaal af en gaan kyk waar die Zama is, en jy ry tot op Vlakplaas en jy gaan neem foto's van die opstal, en jy ry tot in die Griquastad en jy gaan kyk wat op die plaas aangaan waar die misdaadtoneel was. Daar's 'n baie groot verskil tussen 'n papierjoernalis, wil ek amper sê, 'n papiertier, en 'n ou wat sulke journalistiek doen soos wat Jy noem daai wat jy nou net beskryf, noem ons armchair journalism. Dit is soos die online mense. Weet jy wat, nou dat jy dit sê, ek moet jou net nog 'n staaltjie vertel. Net dat die mense het nie idee nie. Die eendag sien my editor op Twitter of X, daar is 'n vliegtuig in die middel van die township in Soshanguve, né? Jy sê en like Twitter gaan mal, hulle sê ja nee, hulle dink is 'n gangster se vliegtuig, what. My editor sê vir my in die oggend, sy het my al een oggend, net sê sy vir my, put on your jeans and lekker takkies and sun cream and go look for that lion in Harties, nee, dit is wat my editor aan my doen. Maar never mind, ons is nou nie by die leeu nie. Nou sê my editor vir my, Mariska, daar's 'n vliegtuig in Soshanguve, jy moet dit gaan soek, né? Nou, ek sê vir jou Skalk, net partykeer, en dit is ook hoe experience eventually opbou. Eers wil ek in trane uitbreek, né? Nou sê ek soos, ek is 'n meisie, ek is wit, ek is Afrikaans, nou moet ek Soshanguve toe gaan. Hoe gaan ek die reg kry, né? Maar ek is heavy in denial. Al eventueel trek ek nou met my groot meisie panties aan, hier vat ek 'n fotograaf ons gaan. Weet jy wat, né? 2 stoppe, ek het by die garage gestop, het iemand daar gevra, toe direct hulle my bietjie, en toe kom ons by sulke parkie, toe sit daar 'n groepie en druk Savannah, toe vra ek hulle. Toe vind ons die vliegtuig. So die vliegtuig het toe nie aan 'n gangster behoort nie, maar aan 'n pastoor. En hy die ding in 'n caravan soos in omskep. Dan ry hy deur die township om aandag te trek, en as hy die ding stop, dan slaan dit oop soos 'n stage, en dan verklaar hy die Here se woord. Nou kan jy imagine, né? 'n storie wat so erg kon klink of crazy, né? Ek het gery, nadat ek gehuil het en gedog het ek gaan doodgaan en ek met 'n gangster soek. Okay? Vind ek hierdie vliegtuig. Jy weet, vind hierdie beautiful story. Ek is daar weg, daai pastoor het my ewen 'n hele sak vol avos gegee wat hy gepluk het uit sy boom. Maar dit is die soorte joernalis wat ek is, you know, en my editors het altyd hierdie ding wat hulle vir my sê, do your Mariska thing. Ja. Persoon, en dit is my Mariska thing is ry
en gaan soek. Ek is of ek gaan net ek praat met die mense op die straat. I just go. Verstaan, jy kan my nie stop nie. So, dis hoekom ook, ek bly vir die mense, dit help nie hulle boel my nie, dit help nie hulle dreig my nie. Die stories vind my skok, hoe kos dink jy mooi aan, hè? As ek so slegte joernalis is, en ek het nie 'n dag in my lewe journalistiek geswat nie, hoe het ek die Devilsdorp storie gekry, ek het die Stella moorde gekry, ek het Springs Monster gekry, ek het Louis Liebenberg gekry, ek het al baie groot stories geskryf, wat ek al van vergeet het. Never mind, what? Ja, Shanetta, ek is streetwise, dit is waar. Ek dink dis my grootste asset is baie streetwise. Ja, Sanetta so by the way, Sanetta kom ook jare saam met my. Ek weet nie, Sanetta, jy moet hier onder sê hoe lank al ons al vriende van mekaar is, nee. So ja, nee, dis interessant. Mense het mos maar hierdie mense wat al die jare saam met jou kom, ja. Nee, ek sê vir jou, hoorie, my battery is net besig om dood te gaan, so ek gaan miskien net nog so 10 minute, ek sien is nou 9:32, ek gaan net nog so 10 minute by julle kuierpotjie, hoor? Weet jy wat, nee, een ding wat ek julle ook wil vertel het, wat vir my so interessant was, is, ek sien my Paul het nou die dag probeer Zulu woorde gebruik, toe gebruik hy die woord verkeerd. Toe giggel ek. Die dag het, weet julle wat, nee, skok toe ek by die Citizen begin het, toe is ek so Afrikaans, dat ek gesukkel het om die Zulu en die Khoza vanne en name uit te spreek. En die een dag gaan ek na my editor toe en shame, sy is al oorlede, en ek sê vir Amanda, Cecil is not replying. Sy sê, who the fuck is Cecil, nee? Ek wys al die naam, sy sê, Siklelo jou poepel, nee? Toe stuur hulle my vir Zulu klasse, nee? En, maar verstaan jy so, dit is nou die joernalis, nee, wat nou so kak is. Ek het al basic Zulu klasse, ek het actually 100% van my Zulu gekry, ek oefen dit net nie genoeg nie, maar, Skok, weet jy hoe goed is ek nou met name en vanne? Jo, my spelling, ek weet presies waar om die lettergrepe af te breek. En, die een keer, toe gaan ek Mama Lodie toe is Becky Clele daar. Toe is ek die enigste wit journalist daar, en ek dink daar was, kom ons sê, so 5 wit polisiemanne, né? Nou staan ons daar, en dit wys jy net weer as jy lank in die veld werk, wat, né? Boonbehalwe dat ek die woorde so kon optel, so hier en daar, soos dat Becky Clele gepraat het, né? Soos op 'n stadium toe hoor ek, hy praat van die ouens geslaan met 'n bottel, ek sê, soos, ja. Maar, ek het al so baie, kom ons sê, daai stories bygewoon, dat Becky Clele het elke 5de sin in Engels gesê, and he didn't have to. Verstaan jy wat ek sê? So, you can say what you want to, man, die Meyer weet wie my naam is, die vorige Meyer weet wat my naam is, ek het hulle al twee se selfoonnommers, ek het 'n paar ministers se nommers. There's so many people who work with me professionally, en hier sit ek, en ek moet myself op TikTok kom verduidelik, vir hier jy. Op 'n nommer wat julle nie het nie. Wat? Myne? Nee, Jan van Riebeeck se, maar die donder antwoord nie. Luister nie. Kom ek leer julle net ietsie, nee, ons gaan nie nou baie sê. So nie net is Ja, Oranje, hoorie, wag, okay, praat om. Oranje het hierdie jaar hulle 35ste jaar van bestaan gevier, né? Waar ek dink Democracy of Freedom Day sin, kom sê net 32 jaar is. Maar vir Oranje se verjaarsdagvieringe het hulle 'n splinter nuwe aura. 'n Aura is nou hulle rande, né, vrygestel. Dis hulle cryptocurrency, maar hulle noem dit nie cryptocurrency nie, ja. Ja, ek het even nou 'n sin mooi ingesê, wat sê, dit werk soos currency, maar dit is nie. Jy sien, ek cover almal se gatte. Anyways, maar Potty, jy maak 'n grappie hierso. Ek dink die 10 aura is 'n Jan van Riebeeck, net so by the way. Please and thank you. Hulle is allemaal hierdie siener van Rensburg manne, joh. Ja. Allemaal afgeskop. Maar ag nee, ek dink ons skuld se foon raak op klaar. En ons wil ook nou nie al die stories uitgooi nie, daar's nou môre, ek sien iemand het hier gepraat van die eerste tyremoord in Craddock. Ja, ek kan julle 'n bietjie vertel van daai tot Chambers ook, daai polisiestasietjie daar in Craddock. En ja, nee, ons gaan môre lekker gesels, ons gaan 'n paar storieetjies uithaal en Ja. Mariska, jy kan ook weer bykom, ons kan Ek wil afsluit met die laaste ene.
Jy praat van Beckicelli nou. Almal het altyd hulle mense ou Beckicelli ingehaat. Nou ek het hom 'n paar keer ontmoet. Ek was mal oor hom. Hy was 'n fantastiese mens. En mense kan my bekruisig as hulle wil. Hy was op 'n menslike vlak 'n fantastiese mens. Jy onthou daar was Charismatic for days. Ja, jy sal onthou, daar was op 'n stadium daai groot troubles gewees in Pretoria en toe dit begin oorspoel in Johannesburg tussen die taxi owners wat Zulu boys is en die Nigerians. Daar was eintlik maar 'n turf war tussen hulle twee gewees, né? En toe sou dit oorspoel in Soweto in. En die dreigement van die Zulu boys was hulle wou letterlik net oor die N1 gaan en dan wou hulle in die suidelike, die blanke, hulle het dit so genoem, die white suburbs van Johannesburg ingaan. Juis om soveel skade as moontlik te maak om 'n fokus te bring op die goed. Ek en Beckicelli en sekere hoë polisiemanne het in Protea polisiestasie in Soweto het ons 'n vergadering gehad waar ek vir hulle gesê het, gaan julle oor die N1 en kyk hoe begin skiet die wit boere op julle. En hy wat Beckicelli was, het die Zulu boys. Hulle sit mos in daar's mos daai klomp hostelle agter Protea polisiestasie in Soweto. Hy het persoonlik met daai ouens gaan praat en vir hulle gesê, julle stuur nie julle Zulu boys, julle taxi drivers, julle gaan maak nie kak in die wit beete nie. Dit was Beckicelli gewees. En mense is baie vinnig, kyk die Petsers van die wêreld en Devin en hierdie ouens, hulle het hom altyd gegun. Maar hy was regtig op 'n persoonlike, menslike vlak, kon jy met hom 'n gesprek voer en hy wou juis nie troubles hê nie. So ja, dis maar my 10 sent oor Beckicelli. Luister, daar moet karakters wees. Daar moet 'n Louis Liebenberg wees, daar moet 'n Beckicelli wees, daar moet 'n Friskie wees, daar moet 'n Skalk wees. So ek sê altyd, nee, en ewen met hom. Dis nie my werk om enigiemand te judge nie. Dis ook nie my werk om iemand uit te vang of nie. Ek is net hier en ek experience it and then I tell the story. That's what I do. Verstaan? En soos met Becky en even Louis, ek's mal oor Louis. As jy met hom eers so praat, hy's baie soos Beckicelli, so hy kan jou maklik oorwen. Maar Ja, as ek hom vandag geken het, was my karrie mee stukkend, die burger. Ek sê vir jou nie, maar die sal hy vir jou ook R20,000 gee vir nie. dat het vir jou ook R60,000 in 'n kluis in die hotel gelos, ja. Ek sê, kom mense, julle kan vir my 'n paar gifts gooi, so ek het dit regtig nodig, so laat ons sien hoe gaan hulle hier deur die skerm. Gooi gou hier ter afsluiting, gooi vir Potty uit het nodig. Sy voertuig het gebreek, so sy nommer is hier so in die comments. Potty gooi net om weer, en terwyl julle dit doen, Dion, FKNB, jy vra die vraag oor en oor, maar ek het al vir jou geantwoord. Aangekla van wat? Want hy vra, kan jy hom nie aangekla word om die selfverloze tyd te maak? Ek het vandag in dieselfde ding gedink. Die ding is, julle moet een ding onthou, op wat wil jy hom aankla, want daai ou maak nie sake nie, hy praat net 'n klomp kaktie met al hierdie sake wat hy teen almal maak. maak. In die howe nie, mense moet dit nou begin verstaan. Daar is nie sulke goed nie, man. In die howe nie, daar is nie hierdie sake waarvan hy praat. Hy intimideer net, man. Die goed, dis kopse kak. Ons praat hier. Okay, kan ek dit vir julle so sê, né? Hy is nie regtig in die howe nie. Hy is nie besig met al hierdie polisie sake waarvan hy praat hier. Dis kak wat hy praat. Ag Skalk, weet jy wat, nee, lewe is interessant en jy weet nooit hoe lyk dinge oor 'n jaar of 2 of 3 nie. Ek bedoel, hoe lank het jy nie gesê Louis is besig met kak nie, né? En hoe lank het dit nie gevat nie? Ek was gek ouder. Hoe lank het mense nie gesê Peter Mal is besig met kak nie? Ja. En kyk, Ek was die enigste ou wat Louis gaan gek order het, né? Ek was die enigste ou wat met daai video uitgegooi waar ek gesê het, jy's besig met 'n Ponzi, jy's besig, en toe raak ek baie wreed op daai video. Ek het hom erg gedreig. En dis hoekom die hof teen my beslis het dat hulle wel 'n gek order teen my. En dit was, as ek reg onthou, 2023. En hy's eers 2 jaar later was die behoorlike ondersoeke. Toe het ons vir Bolhuis ingekry, ons het daai groepe oopgemaak. Ons het 42 klagtes teen hom oopgemaak. Maar ja, ek was die ou ek was ook die enigste persoon teen wie hy ooit 'n gek order gaan kry het. Hoorie, maar ek sien, luister, jy praat nou hier van Bolhuis. Toe ek Bolhuis storieetjie in die rapport lees, toe dog ek myself, jy sien die mense hap vir Wesley Roo kak en sê Wesley Roo se security is duur. Het hulle gesien hoe duur is Bolhuis se security? Kyk, hy maak mal pryse. Maar daai Christian gesluk, fok het hulle hom gesluk. Ja. Ek wil net gou, ek kan nou net jou naampie sien nie, laat ek net sien Joe Mac of so iets. Joe Mac, ons is Dankie, Wendy.
Jy sê, maar kan jy nie aangekla word, ek ken van mense in die polisie nie, ek het reeds navraag begin rig, want hy het 'n kritieke fout gemaak, ek het aan die begin van die live dit genoem. Hy het gesê, hy ken die Landros, en die Landros het hom persoonlik gekontak oor die saak, en dan gaan hy vooraan sê, hy ken die Landros, en toe sê hy die Landros se naam, hy gaan nie Landros se naam sê nie, want ek dink weer eens hy praat kak. Maar toe sê hy, die Landros het my al gehelp om mense skuldig te kry, wat bedoel daar is foul play. So daar is klaar 'n briefie op pad na die regte autoriteite daaroor. En ja, ons gaan van die polisie wil verneem. Waar kan John gaan sê hy's die brigadier kontak hom persoonlik, en waar kan John gaan sê dat hy namens die polisie 'n woordvoerder is? Dan moet hulle mos nou stappe teen hom neem. So ja, daai goedjies is in proses hoor. Ja nee, hy bypass sommer die hier sien iemand het gif, ek weet nie wat dit is nie. Nou moet ek eers my bril opsit. Baie dankie. Ja, ek sien ek kort nog 'n downhytjie. Ja. Nou ja, hy bypass sommer daar's maar Ruskaak sommer weg. Maar anyway, maar Jean bypass sommer, ek weet nie hoekom die polisie is kommunikasie kantoor het en skakeloffisiere nie, want hulle bypass sommer die hele lot. Ja, maar Mariska het dit in elk geval met hulle opgeneem. Sy het dit formeel opgeneem en sy het die video vir hulle ingestuur. So hulle sal moet optree daar rondom, want ek meen hierdie op 'n groot platform soos hierdie met 1000 mense wat luister, hy is die woordvoerder van die polisie. Hulle sal moet teen hom optree. Nee, dit is so. Ek dink sy tyd het uitgeloop. Nou kom mense, ons gee nog so 3 minute. 42, ja, 3 minute. Kom dit toe aan maak ons klaar. Ons kyk hoeveel of ek 'n paar gifts kan inkry hierso. Ek het dit regtig nodig. Maar nee, dit is so skalk. Nee, ons kan môre aand 'n lekker live vir jou aan praat ons nou weer net stories. Ons nou weer wyd hardloop vanaand. Maar ouens, hoor jy, die mense hou van hierdie tipe gesprekke. Asseblief, gee vir ou Potty, ons is al nog 54 mense op die live, gee vir ou Potty, hy het regtig geldjies nodig, en hy vra as hy dit nie regtig nodig het nie, so, as julle vir hom ietsie kan gooi, asseblief maak so, hoor? Kyk my, okay Alvin, ek gaan nou, baie dankie, ek gaan nou kyk, ons gaan nou klaarmaak, dan is die saak reg, ek net sien nie so, ja, nee, skalk nie, ek het 'n paar lekker lives gehad die laaste tyd. O ja, en die 50 wat hier oor is, as julle my nog nie volg my, volg ook vir Skalk. En dan kan julle vir Erna sal Vrydag, ek dink die naweek gaan nou Erna weer roel, en dan vat sy ons weer klaar, maak sy ons klaar. Hulle is besig met ek dink, of iets is praat van state, en stikkery en rekeninge, en baie besig. ja, so Erna sal die naweek weer terug wees, en dan glo ek ou die ou nie ook, dan kan julle weer 'n bietjie kom kyk, hoe lyk mooi vrouens op TikTok. Ja, nee, ek dink Leonie is van dit uitgeput, sy het hier langs my slaap geraak, en nou lê en slaap sy hierso, so, nee, sy sal seker oor die naam. Nee, dis reg ou Skalk, dan praat ons, maak ons môre aand weer so. Reg my ou chom, hoor.